Kom ons word stil voor die Here. Laat die woorde van ons mond en die oordeenkinge van ons hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here, ons rots en ons verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons sing Psalm 33. Ons ken Psalm 33 goed. Dit is 'n lof Psalm, 'n vrolike Psalm. En ons gaan 2 verse saam sing. Aan die oorkant van die bladsy onderaan, vers 6. Die Heer se raad word nooit gekeer nie, dit sal bestaan in ewigheid. Teen sy besluit is geen verweer nie, bestendig duur dit vir altyd. Salig wie tevore deur hom is verkore as sy erf en lot. Wie so hoog geëer is, dat die Heer hul Heer is, en die God, hul God. En dan blaai ons om die laaste versie, vers 11, en God, die God wat ons beveilig, voel nou ons hart opnuut verblyd, en op sy naam ontzaglik heilig, vertrou ons tot in ewigheid. Nou, hierdie is geweldig belangrik. Kyk na die woordjie naam. Dit word met 'n hoofletter geskryf. Ons gaan vandag bietjie verder delf in die rede. Hoekom staan dit met 'n hoofletter daar? En dan goedendierend Vader, hoor ons as ons nader met 'n diep ontzag. Slaan ons gunstig gade, beteken kyk na ons met genadige oë. Skenk ons u genade as ons op u wag. Kom ons loof die Here, vers 6 en vers 11, Psalm 33. Die Heer se raad word nooit gekeer nie, dit sal bestaan in ewigheid. Teen sy besluit is geen verweer nie, bestendig duur dit vir altyd. Salig wie tevore deur hom is verkore, as sy erf en lot. Wie so geëer is, dat die Heer hul Heer is, en die God hul God. Die God wat ons beveilig, voel nou ons hart opnuut verblyd. En op sy naam ontzaglik heilig, vertrou ons tot in ewigheid. Goedendierend Vader, hoor ons as ons nader, met 'n diep ontzag. Slaan ons gunstig gade, skenk ons u genade, as ons op u wag. Dis nou soos 'n charismatiese predikant wat vra, kan ek 'n amen kry? En ja, is 'n amen. Vriende, ons sing Gesang 264 as belydenislied na die wet, net vers 2. En dan sing ons Gesang 129, al 3 die verse, as geloofsbelydenis vandag. So ons gaan nie die geloofsbelydenis sê nie, ons gaan dit sing, en ons sing dit Gesang 129 vers 1, 2 en 3.
Die Here Jesus vat die wet saam in Matteus 22. En wat 'n mens tref is die hele raad wat uiteindelik ons nou lees in ons skrifgedeelte vandag. Van die Fariseërs en die skrifgeleerdes, hulle was vyande wat nie langs dieselfde vuur gesit het nie en hulle het bymekaar gekom as hulle 'n gesamentlike vyand het. En eers was dit die Here Jesus, waarvan ons nou lees hier in Matteus 22, en later was dit die apostels, Petrus en Johannes, wat hulle gevange geneem het en waarvan ons nou gaan lees in ons skriflesing uit Handelinge hoofstuk 4. Matteus 22 vers 34, en toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het hulle almal saam vergader. En een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy met jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Werk in u gemeente, Here, Vader, Seun en Heilige Gees, reinig ons deur u genade, laat ons offers heilig wees. U is heilig, maak ons heilig, deur die werking van u Gees. Geliefdes, dit tref 'n mens wanneer die Sanhedrin, dit is die Fariseërs en die skrifgeleerdes bymekaar gekom het, baie keer wanneer hy hierdie tipe vrae gevra het, dan het 'n geleerde rabbi gewoonlik geantwoord deur 'n storieetjie te vertel. Nou, hulle was meesters daarin om so 'n analogie of 'n storieetjie te vertel om 'n boodskap oor te dra. Maar ek dink dit sê vir mens iets, dat wanneer die Here Jesus 'n vraag het, en hulle het hom probeer versoek om van die pad af te kry en om aan te kla, dan antwoord hy uit die Bybel. Hy haal aan Deuteronomium 6 vers 5, en hy haal aan Levitikus 19 vers 18. En ek dink dit sê iets vir ons vandag. In 'n wêreld waar mense so graag hou van mooi stories, en baie keer dink hierdie stories is verduidelik beter as die Bybel, is die Here Jesus se metode self. Hy haal uit die Bybel, uit God se woord, wat hy geskryf het deur die skrywers van die Bybel aan, te sê, dis wat ons nodig het, om te weet wat die waarheid is. Nou wat 'n genade, dat wanneer ons met ons sonde na die Here kom, ons hierdie versekering kry in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Vers 7 staan daar, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Nou dis belangrik, dat ons dit in die agterkop hou, wanneer ons hoor wat die preek is, wat Petrus en Johannes preek vir hierdie groot raad van die Jode. Die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Daarom kan ek en jy ons oë opslaan, ons kan die week in die oë kyk, ons kan ons skouers optel, ons kan die week met vrymoedigheid ingaan, want ons verhouding met die lewende God is reg. Ons sien kans vir wat ook al oor ons pad kom. Die Bybel waarsku ons, as ons sê dat ons geen sonde het nie, dan mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. So die waarskuwing is ook daar. As jy dink, nee, jy het nie die Here nodig nie. Ek is redelik half 'n goeie mens. Ek doen nou nie baie sonde soos daardie persoon nie.
dan sê die Bybel, jy is op 'n baie gevaarlike pad. Elkeen van ons het die genade van die Here nodig. Maar solank as jy die genade van die Here verwerp, dan is die toorn en die straf van die Here 'n realiteit. Dan is jy op 'n baie gevaarlike plek, solank as wat jy die Here verwerp. Geliefdes, kom ons bely ons geloof in God die enig en ons sing Gesang 129 vers 1, 2 en 3. Net vir my Engelse Bybel hier oopkry, want ek wil graag vir ons Engelse besoekertjies ook net hierdie kosbare teksverse saamgee. Die Engelse woord vir Handelinge is baie kort, die boek Acts. Afrikaans is die lang woord Handelinge, en ons het gehoor, Handelinge is nie die handelinge van die apostels in werklikheid nie, maar ons sien vandag opnuut, dis eintlik die handeling van die Here Jesus deur sy Heilige Gees. En hoe hy die vroeë kerk gevestig het, sterk gemaak het, gebruik het, en hoe hulle van krag tot krag gegaan het. Ons hoor vandag in hierdie gedeelte hoe die gemeentetjie gegroei het. En net vir interessantheid, in die Nuwe Testamentiese tyd, as hulle 'n sinagoge wou bou op 'n dorp, waar die Jode by mekaar kan kom te aanbid, dan moes daar 120 Jode in die dorp gebly het, wat hierdie kerk nou besoek, om te sê, hier is nou 'n aparte gemeente, 'n sinagoge van die Jode, en dan tref dit 'n mens, as ons nou later gaan kyk na die uitstorting van die Heilige Gees, die hoeveelheid gelowiges wat saam was in die bovertrek, was 120 mense. En daarmee is dit maar net om vir almal in die gemeenskap te sê, hierdie is nou amptelik die kerk van die Here. Hy deur sy Heilige Gees het die kerk tot stand gebring, en dan hierdie getal aangegroei, die eerste dag, wat die Here deur die apostel Petrus hierdie volk wat by mekaar was preek, dan kom daar 3000 tot bekering, intussen nog 2000, sodat op hierdie stadium was hulle 5000 Christene. En dit was in vandaagse tyd, sê nou sien, dit is 'n megakerk, dit was nie 'n klein gemeentetjie soos ons nie, hulle was 'n groot trop mense, so die ouens kon hulle nie meer ignoreer nie, want daar was 'n groot klop mense wat die Here Jesus Christus aanbid het. Nou die vraag wat ons vandag beantwoord vanuit hierdie gedeelte in God se woord, gaan oor die eksklusiwiteit van Christendom. En die vraag is, hoe kan ons sê dat ons die waarheid weet het, en al die ander gelowe en kerke het nie die waarheid weet nie? Wat
gee ons die reg om dit te sê? Is dit nou maar net arrogansie? Is dit nou maar net hoogmoed? Dat ons sê, ons is reg en die res is verkeerd. Wat sê die Bybel daaroor? En hoe moet ons daaroor dink en praat en antwoord? Wanneer die vraag na ons toe kom. Maar wat gee julle die reg om te sê, net Jesus is die enigste verlosser en daar is nie ander. Die Here praat met ons uit sy woord uit Handelinge hoofstuk 4. Nou het ons hoofstuk 3 gekyk en het ons die wonderwerk gesien hoe die apostels in die tempel was en daar was 'n man wat krepeel was van sy geboorte af, hy kon nie loop nie, hy het gebedel vir geld en dan die beroemde woorde wat die Here deur sy apostel vir hom sê, goud en silwer het ons nie, maar wat ons het, gee ons vir jou in die naam van Jesus Christus. Staan op en loop, en hy het. En almal was verbaas en verwonderd, maar nou kom die reaksie van die leiers van die volk en die tempel in daardie tyd, en ons lees Handelinge 4. Nou lees op in die eerste gedeelte wat ons gaan lees, sien ons wat gebeur het, hoe hulle in die tronk beland het, maar ons fokus is vandag weer eens die preek. Let op wat hy sê in vers 8, oor die Here Jesus en hoe hy elke keer in elke preek uitkom by die opstanding van Jesus uit die dood. Ons is nou in daardie Paastyd wat ons met Paasondag gehoor het, die Here Jesus het opgestaan uit die dood en in elke preek is dit 'n punt wat Petrus maak. Dit is ontsaglik belangrik. En dan, dis vers 10 en dan hierdie fenominale uitspraak, ons teksvers in vers 12 oor die naam. Ons gaan lees tot by vers 14, kom ons verlustig ons in die woord van die Here, Handelinge 4, vers 1. En terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom, baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. En hulle het die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende môre toe, want dit was al aand, en baie van die wat die woord gehoor het, het geglo. En die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Die volgende dag kom toe hulle owerstes en ouderlinge en skrifgeleerdes in Jerusalem by mekaar, ook Annas, die hoëpriester, en Caiaphas en Johannes en Alexander en almal wat van die hoëpriesterlike familie was. En toe hulle hul voorgebring het, vra hulle, deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen? Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle, owerstes van die volk en ouderlinge van Israel, as ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus die Nasareëner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Hy is die steen wat deur die bouers verag is, wat 'n hoeksteen geword het. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. En omdat hulle die man wat genees was by hulle sien staan, kon hulle niks daarteen sê nie. Net tot sover ons skriflesing, ek lees gou vir u in die Engelse vertaling, gaan vir u nou lees uit die Bybel wat ons gewoonlik gebruik in hierdie Bybelse berading kursus, dit is die New American Standard Bible, en dit klink so. In vers 10 staan daar,
let it be known to all of you and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ the Nazarene, whom you crucified, whom God raised from the dead, by this name this man stand before you in good health. He is the stone which was rejected by you, the builders, but which became the chief cornerstone. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Net tot sover. Kom ons bid saam. Wonderlike Vader, ons loof en ons prys die groot naam vir die geleentheid wat ons het om U te aanbid. Ons dank U, Here, dat U vir ons goed is, dat U God is. Ons dank U vir die son wat skyn. Here, ons bely saam met Psalm 84, U is 'n skild en son. Dieselfde asem, Here, wil ons in voorbidding dink aan elkeen van die kinders wat hier is vandag. Ons dink in die besonder aan ons lidmate wat op verlof is, wat bietjie weggaan, en ons vra, Here, dat U hulle bewaar op die pad en veilig terugbring. Here, ons dink aan ons landbougemeenskap, aan ons boere, en ons is so dankbaar vir die son wat skyn, en ons gebed is, Here, dat U U hand hou oor die oes wat op die land staan. U weet dat ons boere son nodig het, dat die mielies kan droog, en dat hulle oes kan afhaal. Here, ontferm U oor ons boere en wees hulle genadig. Here Jesus, so bid ons ook vir ons kinders in die besonder, en ons gebed is dat U hulle in die hand hou, en dat hulle weet, hulle is geliefd, maar meer as dit, dat hulle ook weet, dat hulle die liefde wat U in hulle harte uitstort, kan uitleef, met vrede kan leef, en vrolikheid in die hart kan leef, omdat U ons God is, wat ons in die hand hou. Here Jesus, ons bid vir ons verbondsgesinne, vir elke huwelik, Here, ontferm U oor ons as ouers, om ons kinders groot te maak in die vrese. Here, ons bid so ook vir ons senior lidmate, Here, seën hulle wat uitdagings het, wat saam met die ouderdom kom. Ons bid vir ons lidmate wat siek is, op ons voorbereidinglys is, ons dink in die besonder en Tannie Alleen. Ons vra, Here, dat U hand oor haar hou. Ons bid vir hom lappies en hulle familie, hulle kinders, kleinkinders. Here, wil U daar wees in die hospitaalsaal. Sodra ons ook ons lidmate op wat prosedure ondergaan het en wat herstel na 'n tyd in die hospitaal, ons bid dat U genesing skenk. Dankie, Here, dat ons weet U is 'n God van wonderwerk en dat U ons liggaam so gemaak het dat dit self kan genees. Dit is 'n absolute wonderwerk en ons loof U daarvoor. Here, ons bid vir ons lidmate wat ook seer het in die hart, wat wonde het, wat rou betref en verliese moet verwerk, en ons vra, Here, wil U ook U ontferm en ons genadig wees. Here Jesus, ons dankie dat ons ook soos die disippels die voorreg kan hê om U te ken, nie net as 'n wyse profeet nie, maar as ons saligmaker en verlosser. Here, in 'n wêreld vol onsekerheid en in 'n wêreld met sterk opinies teen die Here Jesus en die Christendom is ons gebed, Here. Wil U vandag opnuut U lig en die waarheid stuur om ons te lei, skenk ons die wysheid, om wanneer ons moet rekenskap gee van die hoop wat in ons harte is, dat ons kan antwoord en U daarmee vereerlik. Die kragtig in ons harte werk, ons vra dit in Jesus naam. Amen. Wanneer Petrus uiteindelik 'n brief skryf aan die kerk, dan hoor ons hoe hy geïnspireerd deur die Heilige Gees die volgende stelling maak, en ek wil dit graag weer vir u lees. In beide, die Afrikaans en die Engels, ons vertaling sê dit, maar heilig die Here julle God in julle harte, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis.
omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Die Engelse vertaling stel dit so: But sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to anyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence. Jy het gehoor, die vraag van ons kyk is, wat gee julle trop Christene die reg om te sê, julle is die enigste ouens wat die waarheid weet het, en die res van die wêreld wat eintlik dink, elkeen volg maar sy eie pad. Baie van hulle sien hulle in 'n kop die prentjie van, hier is nou 'n klomp verskillende paaie, maar almal lei uiteindelik maar na een plek van saligheid waar alles eindig. Of jy nou in Boeddha glo, of Mohammed se raad volg, en Allah aanbid, en of jy Mahatma Gandhi as profeet sien, en wie ook al, almal kom eintlik maar by dieselfde plek uit. Is dit waar? Want hierdie gedeelte in die Bybel maak baie eksklusiewe uitspraak. Mense sal self sê, wel, ek gee nou nie om dat jy 'n Christen is. En weet jy wat, ek hou eintlik van julle Christene se filosofie, ek hou van die liefde, en ek hou van die vergifnis, en ek hou van die vrede, en die verdraagsaamheid, en veral die verdraagsaamheid. Nou moet net nie sê, Jesus is die enigste God. Moet net nie sê, dit wat ek glo, is nie geldig nie, is nie waar nie, is nie hoop en heil nie, kan nie vrede bring nie. Wat gee jy die reg om te sê, jy is reg en ek is verkeerd? Wat 'n mens tref, is wat gebeur het in die harte en lewens van Petrus en die ander apostels. Minder as 2 maande vroeër was dit dieselfde Petrus wat hier preek, wat weggekruip het en daar gestaan het in 'n vuur, by 'n vuur in die voorhof van die hoëpriester en gemaak het asof hy nou van niks weet nie, en toe die slavinnetjie hom konfronteer, jy is een van Jesus se volgelinge, het hy 3 keer gesê, ek ken die man nie, later gevloek, om met kragwoorde te bevestig, hy ken nie vir Jesus nie. En dan gryp dit 'n mens in die hart, hierdie selfde Petrus, en die Here Jesus na sy opstanding uit die dood weer besoek, terwyl hy weer teruggegaan het maar na sy lewe as visserman op die water in die see van Galilea, en hom van daar geroep het, en 3 keer van hom gevra het, waar hy hom 3 keer verloon het, Simon, seun van Jona, het jy my lief? En hom absoluut weer bevestig het as leier van die apostels, en die een wat sy kerk, sy kudde, moet bewaar en lei. En hier doen hy dit. En wat is die verskil? Verskil het ingekom wanneer ons uiteindelik nou met Pinksterdag by Handelinge 2 uitkom, met die uitstorting van die Heilige Gees. Dit is die verskil. Wanneer die Heilige Gees vir Petrus van hierdie waarheid oortuig, nie net dat hy dit self weet nie, maar dat hy dit kan oordra. Want die vraag wat nou gevra word deur hierdie Joodse raad, die Sanhedrin, wanneer hierdie 2 vyande, die Fariseërs en die Sadduseërs by mekaar kom, deur watter krag, deur watter naam het julle dit gedoen? Nou, hoekom was hulle so ontstel? As ons nou kyk aan die begin van hierdie hoofstuk, wat hulle ontstel het, hulle het op hulle afgekom in vers 1, vers 2, baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. Hoekom was dit 'n kwessie? Die Sadduseërs het dit nie geglo nie. Hulle het glad nie geglo in die lewe na die dood nie. Hulle het gedink, jy vrek maar soos 'n dier en dan is dit die einde van alles. En hulle het Jesus probeer spot en vasvra toe hulle hom gevra het, maar wat nou van 'n vrou wat nou met die een broer getroud was en elke broer het te sterwe gekom en sy was later met al 7 broers getroud, wie se vrou is hy nou in die hemel? En Jesus verduidelik, maar dit werk nie so nie. In die hemel gaan daar nie huwelike wees nie. 'n totale ander manier van leef en bestaan
Maar dat daar lewe na die dood is, het die man aan die kruis geweet. En dit het ons laas keer na gekyk. Hoe aangrypend. En dis wat hulle verkondig. Die opstanding uit die dode. Dat daar hoop is, lewe na hierdie dood. En dit is uiteindelik wat hierdie Christene vreesloos gemaak het. En wat is die ergste ding waarmee mense jou kan bedreig? Ek maak jou dood. En die Christen het gesê, dan is ek by Jesus. Hulle was nie bang vir die dood nie. So dit het hulle geweldig ontstel, dat hulle die opstanding uit die dode verkondig, en die opstanding van die Here Jesus, as basis daarvan. Maar wat jy en ek moet weet, vir my was dit baie keer 'n ding van, as ek die boodskap hoor, julle sal my getuies wees, en kry ek so 'n knop op my maag. Ek weet daarmee vir my, ek is nie regtig so 'n voorbarige ou, dat ek iemand in die straat sal voorkeer en hom van Jesus vertel nie. En ek weet nie regtig hoe nie. En met die jare het ons evangelisasie kursusse bygewoon, en het ons tegnieke geleer, en weet ons nou hoe om die evangelie te verpak, as jy met iemand moet praat oor die Here. Maar wat hierdie gedeelte vir mens baie duidelik maak, dis nie waaroor dit gaan nie. Gaan nie oor die tegnieke. Ek weet nou hierdie feite van Jesus, en dis die boodskapie wat ek vir jou bring nie. Ons het gelees in Petrus, dat hy sê, jy verheerlik Christus. Wanneer iemand vir jou vra, en rekenskap eis, oor die hoop, wat in jou harte is. En dis wat hier gebeur. Hulle het nie uitgegaan en gaan kyk, kom ons kan probeer gou 'n paar van hierdie raadslede bekeer nie. Die Here het dit beskik, en dis wat hulle ook gesien het. Dat hulle tyd in die tronk spandeer, dat die gemeente bid terwyl hulle in die tronk is, dat hulle die geleentheid het, wanneer hierdie vraag kom, deur watter krag en deur watter naam het julle dit gedoen. En die vraag is eintlik, waar is julle lisens? Is dit Rabbi Akiba, Rabbi Hillel, Rabbi Shammai? Wie se mag, wie se disippels is julle, wat julle die krag gee om hierdie goed te doen? Julle het nie die mag, julle het nie die autoriteit, julle het nie die gesag, die papiere om dit te kan doen nie. Na jare se studie by hierdie rabbi kan ek dalk 'n uitspraak maak. Wat gee julle die mag? En dan nou is die sleutelwoord in vers 8. Wanneer ons hoor, daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle. Dis die geheim. Dis die Heilige Gees wat kinders van die Here toerus en die vrymoedigheid gee om die waarheid van die evangelie oor te dra. En weet jy, uiteindelik is dit 'n troos wanneer die Here Jesus sy disippels waarsku en sê, daar gaan 'n tyd kom wat julle vervolg gaan word, en sê, moenie julle bekommer oor wat julle gaan sê nie, want dit sal aan julle gegee word. As 'n Engelse spreekwoord wat dit so stel, sê, the best ability is availability. En ons dink baie keer, dit gaan oor vaardighede. Ek moet 'n orator wees. Ek moet iemand wees wat ander mense kan beïnvloed. Ek moet die woord baie mooi kan verpak vir mense. En in daardie tyd was daar orators gewees. En in die Grieke was dit 'n groot ding gewees. Maar wat hierdie mense verbaas, soos wat ons gelees het hier in vers 13, hulle het verstom gestaan, toe hulle agterkom, maar hierdie is net 'n trop vissermanne. Hulle is nie geleerde manne nie. Hulle het nie jarelang gestudeer en boeke gelees en filosofie van die slim mense nie. Eenvoudige vissermanne wat met ontsaglike vrymoedigheid hierdie woorde spreek. Want hulle het ook 'n hiërargie in hulle samelewing gehad. Hoe meer mag jy het, hoe meer geld, hoe meer invloed. Nou die Sadduseërs het veral gefokus op die gelddeel en die Fariseërs het gefokus op die manipuleer vanuit die kerk, leierskap deel. En nou kom hierdie trop vissermanne wat eintlik maar baie skaam moet wees oor hulle herkoms en hulle en die grootste vrymoedigheid wanneer hulle sê, hoor volk en ouderlinge van Israel. En nou kom die hele raad eintlik in die beskuldigde bank in vers 9 as hulle sê, as ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het,
En wat hulle hier vir hulle duidelik wys, hierdie is 'n wonderwerk, nie een van julle kan dit doen nie. Hierdie is die gewone omstandighede nie. Hierdie was nie iets sleg wat gebeur het nie. Ons het nie mense opgehits, mense skade gedoen deur wat ons gesê het nie. Hier is 'n wonderwerk wat hier plaasgevind het. Julle moet dit raak sien. In Paastyd herdenk ons nie net 'n gewone historiese stuk geskiedenis nie. Ons vier die lewe, die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Hierdie selfde manne wat bang was, hulle self toegesluit het in die bovertrek, het na Pinksterfees met vrymoedigheid gepraat. Petrus vat die essensie van die evangelie saam in hierdie kort preek. Sy krag lê nie in ons vroomheid, in ons gawes en talente, in ons vaardighede nie, maar in die naam van die lewende Christus. So wanneer hierdie naam in die Bybel met 'n hoofletter geskryf word, is nie maar net 'n naam soos my naam, Koos of Piet of Jan of Sunny nie, dit is met die gesag van die koning. Dit's wat die naam beteken. Die essensie van wie die Here Jesus is, word in hierdie naam saamgevat. Dit is die seël van die koning, wanneer hy sy ring op hierdie seelmerk druk, dat almal kan sien, dit kom met die koning se gesag. Is dit wat dit beteken dat hy sê, in die naam, in die gesag, want dis wat hulle gevra het, in wie se gesag doen julle dit? In die naam, die gesag van die lewende Christus. En nou kom dit, in vers 10, wanneer hy sê, laat dit bekend wees, in die naam van Jesus Christus die Nasarener, en dan hoor ons, wat julle gekruisig het, en dieselfde hoor die volk, in die preke wat hy gee, wanneer die mense na Petrus en Johannes luister. Hulle staan skuldig. Dit was hulle wat gesê het, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. En dan onmiddellik die uitspraak, maar wat God uit die dode opgewek het. Dit word elke keer in dieselfde asem bygesê, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. So wat hulle moes besef is, dit is die wil van God. Julle het Jesus vermoor, maar God het hom uit die dood opgewek. Julle het die hoop van die mensdom probeer tot 'n einde bring, maar God het die hoop vir die mensdom gegee deur die middelaar, die Messias, die Here Jesus Christus. En dieselfde krag waarmee God hom uit die dode opgewek het, spreek hierdie apostels en word hierdie krepelman gesond gemaak. Wat 'n kontras. Hulle het die Here verwerp. Hulle wat dink hulle is besig om die belange van die kerk te beskerm, moet ontdek. Dit is in die naam van Jesus waar daar krag is en hulle kan dit nie ontken nie. Hier staan die man tussen hulle, hy wat nie kon loop nie, staan tussen hulle. Een vir my is dit 'n geweldige troos en haal dit 'n geweldige swaar gewig van ons skouers af om te weet, nie my vermoë of my gawes of my talente maak vir my die deur van die hemel oop nie. Die genade van die Here Jesus. Hy wat uit die dood opgestaan het en lewe, maak vir my die ewige lewe by God moontlik. Ons hoor nou hoe haal hy nou aan uit Psalm 118 vers 22 en vers 11 wanneer hy sê, hy is die steen wat deur julle broeder bouers verag is, wat 'n hoeksteen geword het. Hulle wat hulle self beskou as bouers, wat veronderstel was om God se huis te bou, hulle het die belangrikste klip, die hoeksteen, die fondasie, een kant toe gegooi en weggegooi. Nou in daardie tyd meer as in vandag se tyd, hulle het baie keer nie 'n fondasie gegrawe diep in die grond nie. Maar hulle het groot klippe gebruik op 'n rots om 'n huis stewig te maak. En as jy daardie groot klip uithaal, dan val die huis in mekaar. En dis wat hy hier sê. Hierdie huis
hierdie tempel, hierdie godsdiens, hierdie tradisies van julle, wat gebou moet wees op die Here Jesus as die enigste hoop, die verlosser, die middelaar, hom ruk julle uit die vergelyking uit, en daarom tuimel julle huis in mekaar. Die huis van God is die Here Jesus, die belangrikste klip. Hy is die verwerpte hoeksteen wat van die Ou Testament af nie net in Psalm 118 nie, maar ook in Jesaja keer op keer gewys word as die een waarop die mens moet bou. Vir ons is dit ontsaglik belangrik om te weet, die Here Jesus is die fondasie waarop ek bou, my lewe, my toekoms, my kinders, my huis, my huwelik. Solank ek weet, Jesus is die fondasie. As my mure begin tuimel, kan dit nie verder tuimel as die hoeksteen en die fondasie Jesus nie. Christen val nie verder as sy knieë nie. Ek weet, die Here Jesus is die een op wie ek bou. Daarom moet ek hoop. Daarom sien ek kans. Al tuimel alles in mekaar, die hoeksteen bly. Dawid sê dit so in Psalm 23, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Want as alles jou ontbreek, as jy jou werk verloor, as jy jou huis verloor, jou kar verloor, jou geliefdes verloor, wat bly staan? As jy kan sê, ek het nog die Here as my herder, dan kan jy ook sê, wel ek het nie meer nodig as dit nie. Hy het alles weggeneem, sodat ek weet, ek het hom, en hy is wat ek nodig het. Nou kom hy by die eksklusiewe uitspraak in vers 12, die saligheid is in niemand anders, daar is ook geen ander naam onder die hemel gegee, onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word. En nou kan 'n mens vra, nou maar hoekom hierdie naam? Hoekom nie Boeddha, Gautama of Gandhi of Mohammed nie? Hoekom die naam van Jesus Christus? Tim Keller maak 'n baie sterk argument. Daar is twee bene wat hy op wys. Hy sê aan die een kant het geen ander profeet hierdie aansprake gemaak wat Jesus gemaak het nie. Baie van hulle het gesê, ek sal julle die pad wys na God. Die pad van vrede, die pad van geluksaligheid. Gautama Boeddha het vir sy disippels gesê op sy sterfbed, strewe na volmaaktheid. Jesus het aan die kruis laaste woorde gesê voor hy gesterf het, dit is volbring. Nie julle moet hierdie en hierdie goedjies doen en as julle net baie hard probeer, dan gaan julle naby kom aan 'n stuk geluksaligheid nie. Wat Jesus sê, ek het dit gedoen. Ek was die offer in jou plek. Ek het die lewe geleef wat jy nie kon leef nie in jou plek. Ek het die dood gesterf wat jy nie kon dra nie in jou plek. Geen een van hierdie ander profete sê, glo in my nie. Johannes 14 vers 1 sê die Here, glo in my, glo ook in God. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek gaan om vir julle 'n plek gereed te maak. En as ek gegaan vir julle 'n plek gereed gemaak het, kom ek weer en sal julle na my toe neem sodat julle kan weet waar ek is. En Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar hy heen gaan en hoe kan ons die weg ken? En Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En mens kan vir jouself dink, daar is nie meer eksklusief as dit nie. Hoekom sê ons dit vir mense van Islam en vir Boeddhiste en ander gelowe? Ons sê dit, want die aansprake wat Jesus maak, is bewys. Hy het nie net gesê, deur my bloed sal julle gereinig word, soos wat geen ander profeet ooit hierdie uitspraak gemaak het en gesê het, deur my bloed sal julle gereinig word nie. Hy het dit aan die kruis gewys. En hy het uit die dood opgestaan. Dit kon nie ontken word nie, nie die apostels nie, maar meer as 500 mense het Jesus gesien. Hy het saam met hulle geëet. Hy lewe.
Wanneer hierdie mense dan nou voor die raad staan, en sê hulle nie, wel ons het gehoor, ons het gelees, hier is 'n filosofie wat nou oulik is, en jou 'n bietjie gaan help in jou lewe nie. Hy sê, ons is getuies van Jesus Christus as God, daar is geen ander naam nie. Ons het met ons eie oë dit gesien. En wanneer hy na Thomas toe kom, en sy hande wys, en sy sy wys, is die reaksie van Thomas, my Here, en my God. Dis wat hulle hoor, en dis wat hulle sien in die lewe van hierdie apostels. Tim Keller stel dit so, in 'n wêreld van pluralisme wat sê, hierdie boodskap is aanstootlik, dit gee vir mense aanstoot as Christene sê, ons is eksklusief, enigiemand wat nie in Jesus glo nie gaan hel toe. Dis die aanspraak wat die Bybel maak. Elke mens moet 'n keuse maak. Of dit wat die Here Jesus gesê het en waargemaak het deur sy optrede in sy lewe, is die waarheid, en die implikasie is, deur elke wonderwerk het hy gewys, dat hy God is. Of jy glo dat hy God is, of hy was 'n mens wat heeltemal van sy verstand af was, en dit moet totaal verwerp word. Maar jy kan nie op die draad sit nie. Jy kan nie sê, gee vir my die mooi gewoontes, gee vir my die moraliteit, gee vir my die dinge van liefde en vergifnis en saligsprekinge en so meer. Jy kan dit nie losmaak van die persoon van Jesus Christus nie, van sy naam nie, sy voltooide werk nie. Daarom hierdie uitspraak in vers 12, niemand anders nie. Dit is God se raadsplan. Daar is nie 'n menslike opsie van, wel, ek gaan vir myself goedjies probeer uitwerk, ek gaan nie my kind blootstel aan enige godsdienst nie, dan moet vir hulle self kies. Die Here gee die opdrag, voed hulle op in die vrese van die Here. Dis nie 'n keuse nie. En tog is daar die uitnodiging na die wêreld. Tog weer klink die evangelie boodskap. As die tronkbewaarder in Filippi vra in Handelinge 16 en voor hulle neerkniel, die apostels sien hy wil homself doodmaak, want die tronkdeure is oop. Keer hulle hom, en op sy vraag, meneer, wat moet ek doen? Kom die antwoord, glo in die Here Jesus, en jy sal gered. Of jy 'n moordenaar aan 'n kruis, of 'n prostituut, of 'n selfvoldane godsdienstige leier is, jou oproep is daar, glo in die Here Jesus, en jy sal gered word. So wat beteken vir jou en vir my? Jou sekuriteit en jou toekoms is in die naam van Jesus, nie in jou eie vermoë, jou bankrekening, jou gesondheid, jou ondersteuningsnetwerk, enigiets anders nie. Dis in die naam van die Here Jesus. Jou goeie werke verdien niks van die hemel nie. Jou goeie werke is 'n dankie dat die Here jou sy kind maak. Die opstanding van die Here Jesus maak dit als moontlik dat ons nie net vir hier en nou leef nie. Ouers wil so graag hê dat hulle kinders net selfvertroue sal hê en net die wêreld kan opstaan vir hulle self. As hulle net selfvertroue het, dan sal hulle iets bereik. Petrus het niks selfvertroue gehad nadat hy Jesus verloon het. Wat het die Here gegee in die plek daarvan? 'n diepe godsvertroue deur die Heilige Gees. Nie op sy eie vermoë, sy eie vaardighede as vissermannetjie tussen 'n klomp geleerde kerkleiers nie. Maar die krag van die Heilige Gees het hom 'n godsvertroue gegee wat vir hy selfvertroue is, nie naaste by so belangrik soos 'n godsvertroue nie. Vreesloos getuig hulle wat hulle gesien en gehoor het en bring aan die wêreld hoop, en dis wat ons doen. Sien dat ek vir jou sê as Islam, ek is beter as jy nie. Ek het 'n dringende boodskap, daar is enigste hoop, is in Jesus. En ek bring vir jou hoop. En dis wat hy sê uiteindelik in 1 Petrus 3:15. Ons moet versigtig wees, om nie soos die Here Jesus te sê, parels vir die varke te gooi nie. Die evangelie goedkoop te maak, vir elkeen sê, ag asseblief tog jong, jy moet tog net vir Jesus aanneem, hy sal so dankbaar wees dat jy hom volg. Die ander kant van die evangelie is waar, elkeen wat die Here Jesus verwerp,
bly onder die toorn van die Here staan. En vir hom en haar lê die ewige verderf voor. So wanneer die Here jou die genade doen, dat elkeen van ons die onverdiende genade ontvang om in Jesus te glo. Ons werk nie daarvoor nie. Ons kan dit nooit betaal nie. Dit bly absolute genade. Daarom is ons lewe 'n dankie lewe. Is ons as gemeenskap, as kerk, mense wat mekaar ondersteun en vir mekaar bid en vir mekaar omgee, 'n eenheid en 'n integriteit. Want as ek Jesus lief en ons beantwoord sy liefde met 'n liefde vir mekaar. Die graf is leeg, die hoeksteen staan vas, die Here Jesus is die anker van ons siele. Mag ons vandag met ontzag bely, daar is geen ander naam nie. Laat saam met my na 1 Timoteus 1 vers 1. En dit is die laaste gedagte wat ek vir die saam gee. Na Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, Tessalonisense en Timoteus. Merk hierdie vers. Paulus skryf hierdie brief. Nou ons het altyd 'n liefdesbriefies geskryf en so 'n parfuum gespuit op die papier en onderaan blaai jy om te kyk nou watter meisie het vir jou hierdie brief geskryf. Maar in die Bybelse tyd het jy bo aangeskryf waar kom die brief vandaan. Daarom die eerste woord wat jy lees in 1 Timoteus 1 vers 1 is Paulus. En dan sê hy, wat is die gesag waarmee hy skryf? 'n Apostel van Jesus Christus, volgens die bevel van God, ons verlosser. En hoor nou hoe praat hy oor Jesus. En van die Here Jesus Christus. Kyk wat staan daar. Ons hoop. In 'n wêreld wat besig is om verlore te gaan, wat werklik hoop nodig het, is daar een bron van hoop. En dit is waarvan hierdie apostels getuig, met groot vrymoedigheid, in die naam van Jesus Christus. Broeders en susters, vat hierdie hoop saam, soos wat jy Jesus volg in die week wat voor jou lê. En weet dat die vrymoedigheid wat hy jou gee, om hoop te gee vir mense wat moedeloos is, en wat Jesus nodig het, dit kom van die Heilige Gees. Nie bekommerd wees oor wat jy gaan sê nie. Dit sal aan jou gegee word. Amen. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons staan verwonderd oor hierdie wonderwerk dat bangvissermanne kragtige predikers word. Dat manne wat in trane uitgebars het, wat u verloon het, soos Petrus, Billy Grahams van hulle tyd word, wat 5000 mense op beslag as gemeente het. En daarom is ons gebed, Here, skenk ons hierdie vrede, wat weet, u is die hoop vir hierdie wêreld. Neem uit ons harte weg die twyfel. En elkeen van ons worstel een of ander tyd met hierdie twyfel, Here. Neem dit weg. Hierdie sondige gedagte dat ons begin twyfel, is dit regtig so, dat ons regtig die regte God aanbid? Dat ons in die diepste dele van ons hart sal weet, ons kan 'n ontsaglike stuk vrede hê, en met vreugde voluit vir die leef, want die Heilige Gees woon in ons hart, en u Here Jesus is koning van ons harte. Ons loof u in Jesus naam. Amen. U het geleentheid om die liefdesgawes te gee. Die opskrif van Gesang 86, hoe heerlik is die Jesus naam. Ons sing vers 2 en vers 3, hy Christus deur die Gees is salf. Nee, ekskuus. Dis nie wat ons gaan sing nie. Ons blaai om. Sing op die volgende bladsy, vers 5. Hy leer ons in sy naam te bid, te leer, te dien, te werk. En laat hy om die naam ons lei, wou hy ook so sy kerk. Deur u verdienste het ek ook die Christen naam verkry. Gee dat ek u blymoedig eer, met woord en daad bely. Vers 5 en vers 6, Gesang 86, kom ons loof die Here.
sy naam te bid, te leer, te dien, te werk, en laat hy om die naam ons lei, bou hy ook so sy kerk. Deur die verdienste het ek ook die Christen naam gekry. Gee dat ek u blymoedig eer en woord en daad bely. Geliefdes, ons herinner u aan die bidstonde, net na die uitspreek van die seën, net 'n oomblik bly sit. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Aan hom nou wat magtig is om julle verstruikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleenwyse God ons verlosser kom toe, heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen.